nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. O, die mens jou ook nie bou nie, want as God alwees ontbind, keer na die aarde weer, en al raads langs wonder neer, salig hy wat in die lewe, sonder hoop en sonder raad, asom alles vol begewe, vrug tot God sy doel verlaat, en noorden die swartste nag, op die Heer alleen bly waak. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die wet, broer en suster, Psalm 81, vers 10, 11 en vers 15. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Onder jou Oh
Hemelse Vader, almagtige Skepper en getroue verbondsgod, ons buig voor U in diepe aanbidding. U is die koning van die eeue, die rots wat nooit wankel nie. Here, U het die volle prys betaal om ons van elke vorm van slawerny en sonde te verlos. U Heilige Gees se lig skyn in die donkerste hoeke van ons bestaan. U alleen as die drie-enige God is waardig om al ons lof, liefde en lewenslange lojaliteit te ontvang. Here, voor ons na U woord luister, staan ons vandag skuldig en kaal voor U. Ons bely dat ons harte so maklik wegdraai van U af, dat ons vinnig dinge skep wat U plek in ons lewens inneem. Ons het dikwels ons sekuriteit, ons vrede en ons waarde gesoek in materiële dinge, in die goedkeuring van mense of in ons eie prestasies. Ons het toegelaat dat hierdie dinge soos kettinge om ons word, om ons geestelike lewe te verstik. Vader, wees ons genadig en vergewe ons waar ons U op die agtergrond geskuif het. Was ons skoon deur die bloed van U Seun en breek die greep van elke valse sekerheid in ons binneste. Ons bring nou die bediening van U woord in voorbidding voor U. Berei ons harte voor vir dit wat U vandag vir ons wil sê. Skenk aan die prediker U wysheid, vrymoedigheid en die krag van die Heilige Gees, sodat hy U waarheid suiwer en sonder skroom verkondig. Laat U woord vandag soos 'n tweesnydende swaard deur ons eie verskonings dring, ons maskers afruk en ons bring tot ware bekering en omkeer. Geseënd is die bediening van U woord, ook waar lidmate in die week hulle huise oopmaak en luister en die woord dat weer klink. Laat U woord in ons huise bedien word. Heilige God, dryf elke verkeerde liefde uit ons uit deur die groter skoonheid van U genade. Ons aanbid U vir U onwankelbare liefde wat ons nie aan onsself oorlaat nie. Aan U, die Vader, Seun en Heilige Gees, behoort al die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister na die woord van die Here. Jesegiel hoofstuk 14 vers 1 tot 11. Daarop het manne uit die oudstes van Israel na my gekom en voor my gaan sit. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit. Sou ek my dan werklik deur hulle laat raadpleeg. Daarom spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, ek die Here sal hom daar volgens die menigte van sy drekgode antwoord gee, sodat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van my afgewend het. Daarom sê aan die huis van Israel, so spreek die Here, bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels, want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en my nie navolg nie, en sy drekgode in sy hart opneem, en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit, en na die profeet toe kom, dat die my vir hom kan raadpleeg, hom sal ek die Here self antwoord gee. Ek sal my aangesig rig teen die man en hom tot 'n teken en 'n voorwerp van spot maak, en ek sal hom uitroei uit die midde van my volk,
en julle sal weet dat ek die Here is. En as die profeet hom laat verlei om 'n woord te spreek, ek, die Here, het die profeet verlei, en ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel, en hulle moet hul ongeregtigheid dra. Soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet wees, sodat die huis van Israel nie meer agter my wegdraai nie, of wegdwaal nie, en hulle nie meer verontreinig met al hulle oortredinge nie. Dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, spreek die Here. Dan lees ons ook Paulus in Kolossense 3 vers 1 tot 7, weer die 53 vertaling. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartsog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. 'n Afgod. Die probleem waarmee ek sit, broer en suster, toe ek hierdie preke geskryf het, is dat onmiddellik as ek die woord afgod sê, dan is ek bang jy dink aan 'n tipe van 'n geskiedenisboek, en jy kry 'n prentjie van mense wat voor die een of ander beeld buig, iets soos wat ons van lees in die boek Daniël, waar mense gebuig het voor reuse en indrukwekkende beelde. En die Heilige Gees wil vir ons baie duidelik wys, spesifiek met die gedeelte uit Jesegiel, dat as u mooi geluister het, sê die profeet vir daardie mense, dat daardie oudstes, daardie leiers, ook godsdienstige leiers wat voor die profeet Jesegiel kom sit het vir hulle self afgode gaan neersit as struikelblokke in hulle harte. In ander woorde, hulle het lankal opgehou om die beelde te dien, want dit was hoekom hulle in ballingskap was, maar dit wat in hulle harte aan die gang was, dit wat hulle in die geheim gedoen het, dit was die probleem. En dit was wat die Here raak gesien het. So as jy die fout maak, om as ek praat van 'n afgod te dink, ek het niks hiermee te doen en nie, hierdie preke is nie vandag vir my nie, dan het jy nou nie geluister na die woord van die Here nie. Ek is mal oor hierdie uitdrukking van Calvin, wat gesê het, dat die mens is 'n afgode fabriek. Jou hart is 'n afgode fabriek. Hy gebruik ook in die Latyn 'n woord wat baie klink soos die woord fabriek wat ons vandag het. Jou hart is 'n voortdurende fabriek wat afgode produseer. Die ding met 'n afgod, broer en suster, en nou moet u baie mooi luister wat ek vir u sê. 'n Afgod is die meeste van die tyd iets goed. Dis iets goed. Dit is iets nuttig. Dit is iets positief. Dit is, kan jou gesin wees, dit kan jou werk wees, dit kan jou gesondheid wees wat jy wil verbeter, dit kan jou finansies wees, dit kan jou sekuriteit wees, dit kan jou eggenoot wees, dit kan jou kinders wees. Die probleem is, daardie persoon, daardie ding, daardie iets het vir jou te belangrik geword. Dit het vir jou belangriker geword as God. Jy verwag van daardie persoon, daardie iets, om iets aan jou lewe by te voeg, of iets in jou lewe terug te sit, waar jy voel daar is 'n leemte. So 'n baie goeie ding is besig om vir jou 'n baie gevaarlike ding te word. Jy verwag van daardie ding of daardie persoon net dit wat God vir jou kan gee. Vrede, sekuriteit, liefde,
Nou verwag jy dit van iets anders. So dit is nie iets boos nie. Jou afgod kan iets goed wees. Hoe ons die geheime afgode in ons verhouding met die drie-enige God stelselmatig uiteindelik vergiftig hierdie afgode stelselmatig ons verhouding met God. En dit vernietig ons verhouding met God. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na Jesegiel hoofstuk 14. Ek sê weer eens vir u broer en suster, daardie mense het gekom as leiers, ook as godsdienstige leiers na Jesegiel toe. Ons sal sê, hulle gaan na die dominee toe. Hulle gaan na die dominee toe en hulle vra vir hom vra. Dit lyk so reg, dit lyk so eerlik, dit lyk so nou presies die ding wat jy moet doen. Jy weet nie wat om te doen nie en jy gaan vra vir die dominee, gee vir ons hier die woord van die Here. Sê vir ons wat sê die Here. En die Here kyk na hierdie leiers, wat ook die leiers van sy kerkvolk is. En hy sê vir Jesegiel, Jesegiel, vergeet dit. Ek gaan my nie deur hierdie mense laat raadpleeg nie. Jy het niks vir hulle te sê nie. Ons het niks aan mekaar nie. Ek het nie 'n verhouding met hulle nie, en hulle met my nie. Hulle gaan my nie bluf nie. Hulle gaan nie hiermee wegkom nie. Hulle in hulle harte het hulle gegaan. En hulle het vir hulle reusagtige afgode gaan oprig. En daardie afgode is, en die woord daar in die Hebreëus beteken nie net struikelblok nie, maar dit is in die pad. Dis in die pad tussen my en hulle. Daar is nie kommunikasie nie, jy kan nie deurgedring word nie. Jy kan nie met hulle praat nie, jy kan nie vir hulle 'n antwoord gee nie, want hulle luister in elk geval nie na wat ek vir hulle sê nie. Mensekind, hierdie manne het hulle afgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig gesit. Sou ek my werklik deur hulle laat raadpleeg. Dominee, ek bid en ek bid en ek bid oor hierdie ding en dit voel vir my die Here antwoord my nie. Dit voel vir my ek bid teen die plafon vas. Want jy bid wat jy wil hê. Jy bid vir jou afgod. Jy wil hê die Here moet jou help om jou afgod in stand te hou en dit kan jou eie kind wees. Dit kan jou huwelik wees. Jy bid dat die Here jou moet help sodat jy jou afgod kan bly dien. Hy sal dit mos nooit vir jou gee nie. Ek meen as hy dit vir jou gee, is hy besig om jou te vernietig. En dis broer en suster, telkens in ons lewe doen ons dit, onthou wat Calvin gesê het, ons harte is afgode fabrieke. Ek sit by lidmate en dan praat ek met hulle oor hulle afgode in hulle harte, wat besig is om hulle lewe te verwoes en te vernietig. Hulle knik as ek daaroor praat. Hulle stem 100% met my saam as ek daaroor praat. Later in die week dan bel mense my en dan sê hulle, was jy al daar? Het jy al vir daai mense gaan sê? Het jy hulle al gewaarsku? Het jy by hulle gepleit en gesê, los hierdie afgod? Want dit is 'n pad van vernietiging. Nie net van daai persoon nie, maar die probleem met jou afgod is jy vernietig die mense rondom jou ook. Dan sê ek was daar. Ek het die woord van die Here bedien. Miskien moes ek soos Jesegiel gesê het, as die kerkraad my vra en hulle sê jy moet gaan doen, en sê nee, ek gaan nie meer gaan nie. Ek het nie meer 'n woord van die Here af vir daardie mens nie. Ek het daai woord bedien. Maar hulle wil nie meer hoor nie. Hulle knik instemmend. Maar later in die week, dan is ons op die ou pad. Dis net daai afgod. Dit kan jou huwelik wees. Jou huweliksmaat wees. Dit kan jou kind wees. Dis net daai afgod wat gedien word. Die struikelblok moet verwyder word, broer en suster. Die Heilige Gees verwyder daai struikelblok. Jy weet, mense wil hê
Die struikelblok moet uit hulle lewe uitkom. Die Heilige Gees moet as het ware 'n kers dinamiet vat en in daai struikelblok, kom ons sê dis soos 'n rots. Onthou nou wat is die beeld wat Esegiel gebruik van iets wat die Here self gebruik, nê? Dit is iets tussen jou en hom. Dit is soos 'n rots wat jy daar gebou het tussen jou en hom. 'n Reuse muur. Nou moet daar 'n kers dinamiet ingesit word, maar wat doen jy? Jy gaan spring bo-op die ding. Jy hou hom vas vir lewe en dood. Jy weier om van hom af te klim. Jy wil hê die Heilige Gees moet jou dwing. Hy moet jou daar gaan aftrek. En dan moet God jou dwing sodat jy God moet lief hê. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. God soek nie afgedwingde, afgeperste, afgeforseerde liefde nie. Hy het dit nog nooit so gedoen nie. Dit is hoekom daar 'n boom in die tuin was wat die Here gesê het, julle eet nie daarvan nie. Dood eenvoudig sodat Adam en Eva vir die Here kan wys dat hulle het hom lief. Hy het hulle nie gedwing nie, daar was ander bome van presies dieselfde vrugte. Dit was die manier waarop hulle vir hom hulle ware liefde kon wys. Los die afgod. Maak nie saak, ek sê weer eens, dis 'n goeie ding in jou lewe. Dit kan iemand lief en dierbaar wees in jou lewe, maar jy het daardie persoon, daardie ding in God se plek gaan sit. Jy wil al jou tyd, al jou aandag net daaraan spandeer. Dis al waaraan jy kan dink. Jy's obsessief daaroor. Jy's mal daaroor. Gek. Dit oorheers alles waarmee jy besig is, tot jou gebede. Tot dit wat jy bid. Jy wil jou godsdiens gebruik om jou afgod in stand te hou. Dit kan nie, broer en suster. Dis 'n helse pad. Daai pad lei reguit hel toe. Ek sê dit vir jou reguit. Dit vernietig jou verhouding met die drie-enige God, broer en suster. U kan nie op hierdie pad volhard nie. Jy weet, in Hoedspruit, toe ek daar gebly het, onthou ek een spesifieke boom in daai tuin, dit was 'n knoppiestoring. En ek het oor jare gesien hoe dat daar iets teen daai boom opgekom het. En ek het aanvanklik gedog dit is 'n willevy, en toe besef ek, maar dis 'n parasiet. Dis 'n parasiet wat klein was, mooi groen blare gehad het, en hy was besig om sy worteltjies binne in daai ander boom in te sit, binne in daai knoppiesdoring, en hy was besig om daai boom dood te maak, totdat daar net droë takke van die knoppiesdoring oor was. Hy het gevrek, tot in die grond in. Jou afgod, in jou hart, is klaar in. Daar's nie plek vir die Heilige Gees daar nie, want jy het 'n afgod daar. Hy gaan vir jou so doodmaak, soos wat hy daai knoppiesdoring gemaak het. 'n Afgod is 'n parasiet. Hy teer op jou. Hy teer op jou verhouding met die Here, totdat dit uiteindelik heeltemal dood is. Jy kan letterlik hier in die kerk vandag sit. En jy kan besig wees om te sterf, omdat jy nie luister na hierdie boodskap nie. Want jy wil nie hierdie obsessie los nie. Jy weet, broer en suster, jy bou 'n klankdigte muur eintlik. Dis wat jy doen. So ek praat hier, en al wat jy hoor is bla 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 bla. En as jy uitloop en mense vra vir jou, so daai preek, waaroor was dit? Dan sê hy, kom ek vertel jou van my kar. Dis 'n paar kerkraaslede wat vir jou sal sê, ons het dit onlangs letterlik so gehad. Letterlik. Bla 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 bla. Dis 'n klankdigte muur. Hoekom? Want jy sit met 'n reuse afgod, daai beeld wat die Here self gebruik tussen jou en hom. 'n Afgod wat jy in jou lewe self ingebring het. So die kruis is daar en hy word Sondag na Sondag verkondig, maar onthou hier toe die maan voor die son ingeskuif het. Hier vind 'n reuse sonsverduistering vir jou plaas. Die evangelie bereik jou net nie. Jy sit met 'n afgod. En jy kan dan begin sien, broer en suster, as jy nie meer die kruis van Golgotha kan sien nie, dan kan jy sien hoe belangrik is hierdie, hoe gevaarlik is hierdie ding vir jou verhouding met die Here, en hoe vernietigend dit is. En dit is wat Paulus laat skryf
vir die Kolossense. Onthou waar hy begin. Hy sê, in die deel wat ons begin lees het hy gesê, julle is saam met Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Julle is saam met Jesus Christus lewend gemaak. Hy sê, maar nou het julle begin om 'n gevaarlike speelietjie te speel met afgode. En dan die afgod wat hy spesifiek noem, is gierigheid. En gierigheid is iets wat jy in jou hart kan hê. Dit is 'n liefde vir geld en vir goed. En dan sê hy, maak dood. En dan die afgod onder andere gierigheid. En daai woord, jy ken die uitdrukking, ons gebruik byvoorbeeld in Afrikaans ook die woord nekrofilie. Dis die liefde vir 'n lijk, byvoorbeeld. Nekro, dis die Griekse woord. Hy sê daar letterlik, met maak dood, hy sê, sny die lewe van hierdie ding af. Sny die hoofslagaar af. Sny hom af. Maak hom dood. Daai parasiet teen daai knoppies doring, gaan kap daai ding af. Ek het nie geweet wat dit was nie. Ek het hom gelos, ongelukkig. Jy kap hom af, jy grawe hom uit so diep as wat jy kan en jy kap die wortels af. Maak dood. Stop hierdie ding. Sodat die evangelie uiteindelik na jou kan deurkom. Die Here Jesus is steeds genoeg. Daar is 'n stryd in jou lewe aan die gang. Dit maak nie saak hoe goed dit met jou geestelik gaan nie. Jy is deel van 'n groter stryd in hierdie wêreld, sê Paulus. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Dis 'n werklikheid en soms word dit vir jou fisiese mense. So jy is deel van 'n groter stryd in hierdie wêreld, maar daar's 'n stryd om die troon van jou hart. Wie is op die troon van jou hart? Moenie dat die Here vir jou kom sê, soos wat hy vir Esegiel gesê het, dat hy vir jou moet sê, ek het nie 'n woord vir jou nie, want jy ken nie die drie enige God nie. Jy het vir jou 'n afgod, wat jy troetel. Die stryd om jou hart is gewen deur 'n afgod. Dit kan status wees, dit kan geld wees, dit kan jou vrou wees, dit kan jou man wees, dit kan jou kinders wees, dit kan jou werk wees, dit kan jou finansies wees, dit kan jou ambisie wees, dit kan enige ding wees wat oënskynlik vir jou goed lyk. Maar jy verwag van hulle te veel. Jy het hulle in God se plek gaan sit. Die Here roep ons dus op, broer en suster, begin net vandag deur die werking van die Heilige Gees om werklik met jouself eerlik te wees. Waarheen is jou lewe op pad? Wie of wat oorheers jou lewe? Amen. Kom ons sing saam. Psalm 115 vers 7, 8 en 9.
Broer en suster, ek wil u aanmoedig om hierdie gedeeltes vanmiddag in sy geheel te gaan lees. Hierdie is die roepingshoofstuk van die rigter Gideon. Ons lees die gedeelte vanaf vers 25 tot 32. En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af wat daar langsaan staan, en bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting, deur opstapeling, en neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap. En toe het Gideon 10 man van sy dienaars geneem en gedoen soos die Here aan hom gesê het, maar omdat hy bang was vir sy familie en vir die manne van die stad om dit oordag te doen, het hy dit in die nag gedoen. Toe die manne van die stad die môre vroeg opstaan, lê die altaar van Baal daar omgegooi en die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het afgekap en die tweede bul geoffer op die altaar wat daar gebou was. Toe sê hulle die een vir die ander, wie het hierdie ding gedoen? En onderwyl hulle ondersoek en uitvra, sê hulle, Gideon, die seun van Joas, het hierdie ding gedoen. En toe sê die manne van die stad vir Joas, bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Baal omgegooi het, en omdat hy die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het, afgekap het. Maar Joas sê vir almal wat by hom staan, wil julle vir Baal veg, of wil julle hom help? Die wat vir hom veg sal van môre nog gedood word. As hy 'n God is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. En daarom het hy hom op die dag Jerub Baal genoem en gesê, laat Baal teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het, bedoelende omdat Gideon sy altaar omgegooi het. Dan lees ons ook wat Lukas skryf onder leiding van die Heilige Gees in Handelinge 19, vers 18 tot 27. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Dis die gebeure in die stad Efese. Verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. En so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. En toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgeneem om deur Macedonië en Agaïe te gaan na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. En daarop stuur hy 2 van sy helpers, Timoteus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog 'n tyd lank in Asië gebly het. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg, en jy sal, as jy Handelinge, die weg is die Christene, ontstaan nie, want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in hierdie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, en julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar in byna in die hele Asië, hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê, dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar, dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. Nou as u gaan kyk, broer en suster, ons teksverse in Rigters, daar sien u dit, let veral op die orde, en in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af, wat daar langs aan staan, en bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting, deur opstapeling, en neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam, wat jy moet afkap.
En dan in Handelinge 19 vers 19, wat doen die towenaars? Verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand en hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwer stukke was. Geliefde broer en suster, nou dat ons gesien het dat afgode inderdaad ook 'n uitwerking op ons kan hê, dat 'n mens hulle ook in jou hart kan dien, moet 'n mens by 'n punt kom om vir jouself die vraag af te vra, hoe moet 'n mens dan uiteindelik, voordat die vrugte van die afgode in my lewe ryp word, hoe moet ek van die afgode ontslaa raak? Jy moet onthou dat afgode betaal jou in 'n valuta wat jou altyd in die skuld laat. Jy kan nie met 'n afgod onderhandel nie, jy kan hom nie vertroetel nie, en 'n afgod is beslis nie speelietjies nie. Die Heilige Gees wil vir ons sê, en ek werk hier met die Hebreëse woord, dat hier is 'n radikale sloopproses nodig. 'n Radikale sloopproses. Sloping, kinders, is afbreek tot op die grond. Dit is ook uiteindelik 'n opbouproses van 'n positiewe verhouding met God. So om die vernietigende gevolge van die afgode in ons lewe vry te spring, moet ek vir my vandag self sê, wel, ek moet iets daaraan doen. En as ons dan gaan kyk na die Ou Testament, na Rigters hoofstuk 6, dan kom die Here by Gideon. Baie jong man, die Here sê vir Gideon, wil julle verder nog so lewe soos wat dit nou met jou en hierdie volk gaan? Julle kruip soos 'n klomp bangbroeke weg in die grotte vir die Midianiete wat deur julle land trek. Julle kindertjies gaan dood van die honger, want julle het nie kos om vir hulle te gee nie, want julle moet in die grotte wegkruip. En hoekom? Omdat julle afgode het wat julle dien. Waar kom die afgode vandaan? Ek lees tans die boek Joshua. Die afgode is omdat hulle nie geluister het na die Here en al die Kanaaniete verdryf het nie. So hierdie afgode waarvan ons gelees het in Rigters hoofstuk 6, is die afgode van die Kanaaniete. Nou, in die Bybel kan dit soms in die vertaling 'n bietjie verwarrend wees. Dit is Asherah of Astarte is dieselfde godin, vir alle praktiese doeleindes. Asherah of Astarte, sy was, kan ons sê, die hoofgodin van die Kanaanitiese gode Pantheon. Pantheon is 'n groep afgode. En sy het 'n paal gehad. Daar word gepraat van 'n boomstam. Nou dit kan vir jou verwarrend wees, want later maak Gideon vuur met 'n boomstam. Nou dit kon letterlik 'n boom gewees het wat hulle in die grond gelos het en wat hulle gesnoei het en gekerf het na 'n sekere vorm toe. In hierdie geval was dit waarskynlik 'n paal wat hulle geplant het. En sy was 'n vrugbaarheidsgodin. In ander woorde, die mense het geglo, hulle dien hierdie afgode sodat hulle goeie oeste kan hê en sodat dit met hulle goed kan gaan, sodat hulle kos kan hê om in die monde van hulle kindertjies te kan sit. Baal was die hoofgod van die Ugaritiese gode Pantheon, of van hierdie Kanaaniete. Baal weer het 'n altaar gehad wat hulle gebou het van klippe, of partykeer van grond, as hulle nie klippe gehad het nie. En die praktyk, luister nou mooi dat jy kan verstaan wat staan daar in Rigters 6, was dat hulle het op die hoogte, sodat hulle nader aan die hemel kan wees. Want Baal was onder andere die god van weerlig, wat 'n mens weer laat dink aan Zeus, nee, die god van die Grieke. Baie keer het jy hom gesien staan ook met 'n weerligstraal, sodat jy nader aan die hemel kan wees, dat Baal en Asherah of Astarte jou kan hoor. En daarom het hulle op die hoogtes dan hierdie pale gehad, en langsaan het hulle 'n altaar vir Baal gehad, want Asherah en Baal paar, en dan kry jy reën, en dan kry jy oeste, en dan kry jy kos. Dis hoe hulle geredeneer het. Gideon se pa het ook so gedink. En dit is hoekom hy sy persoonlike altaar gehad het vir Baal en paal vir Asherah of Astarte.
Nou kom die Here na Gideon toe en hy sê, hierdie ding gaan nie werk nie. Stop dit. Julle kan nie my dien en vir Baal en Asherah of Astarte nie. Jy wat Gideon is, voordat jy teen hierdie mense kan gaan oorlog maak, moet jy daai altaar van Baal afbreek en daai paal van Asherah moet jy gebruik om jou pa se skoubulle te offer. En dit gaan moeilikheid veroorsaak en Gideon weet dit, dis hoekom hy dit in die nag gaan doen. Kan nie sien dat die Here dit nie kan toelaat nie. Die mense moet van die Here verwag om vir hulle reën te gee. Die mense moet van die Here verwag om vir hulle oeste te gee. Die mense moet van die Here verwag om vir hulle te sorg. En nou glo hulle dit van Baal en van Asherah en Astarte. Die Here kan dit nie so los in hulle lewe nie. Die kerk sal te gronde gaan. Dan sê die Here vir hom, as jy dit klaar afgebreek het en as jy daai paal van Asherah klaar afgekap het met 'n byl, dan eers, en ek het vir julle gesê, let op die orde, let op die volgorde, dan eers bou jy 'n nuwe altaar. Die Here sê nie vir Gideon, gaan bou vir my 'n nuwe altaar en begin die diens van die Here weer nie. Ag broer en suster, wat sal dit help? Jy sien, dis baie keer die probleem met die bediening van die Christelike kerk in die Nuwe Testament. Party arme dominees probeer bou op die afgode in hulle gemeentelede se hart. Hulle probeer die Heilige Gees daar binne inkry, terwyl die hele spasie van daai hart is net afgod. Dis net afgod hier binne. Jy mors jou tyd. Dis wat die Here vir Jesegiel gesê het. Hy sê, jy kap eers daai goed af, jy breek af tot op die grond, en dan gaan jy en jy bou vir my 'n nuwe altaar. Gaan dit moeilikheid maak? Dit gaan groot moeilikheid maak. Mense gaan woedend wees. Hulle gaan niks hiervan hou nie. Maar dis die manier hoe jy dit doen. Jy kan dit probeer op 'n ander manier doen. Jy kan probeer om die populêre dominee te wees. Maar dit sal niks help, jy dien nie die Here nie. So broer en suster, daai talente van jou, daai tyd van jou, daai geld van jou, wat jy dink jou geld is, jou tyd is, jou talente is, dink mos maar altyd so, wat jy nou altyd gebruik het vir jou, jy weet wie is die grootste afgod? Weet jy al wie is die heel grootste afgod? As jy gaan kyk na al die afgode, al die afgode wat daar is, die eintlike afgod agter hulle is nie die duiwel nie. Dis nie die duiwel. Wie weer probeer. Wie is die eintlike afgod agter al die afgode as dit nie die duiwel is nie? Jy kry 'n interessante weergawe van die Christelike godsdiens onder Afrikaners deesdae. En kyk, hy voer juis hierdie afgod. Dit is Jyself. Dis die groot afgod. Doen dit vir jouself. Jou tyd, jou geld, alles wat jy is. Jy verdien die son. Dis die groot afgod. En ek sê weer eens, jy kry hom deesdae kwaai onder Afrikaners. So al daai goed wat jy altyd gedink is joune is, sê die Here, breek dit af, kap dit af, roei dit uit, en dan begin jy om jou tyd en jou geld en jouself vir my te offer. Dan is jy besig met die diens van die Here. Nou ja, Gideon gaan, broer en suster, en hy doen dit. Kyk, die mense is kwaad. Hulle is redelik woedend. Ek meen, hulle staan die oggend op, en die afgod is weg. Bestaan nie meer nie. Hy het 10 mense gevat om hom te help. Ek kan net dink hoe moes hy hulle gemotiveer het of gedreig het om hom te help. Ek meen, jou God bestaan nie meer nie. Hy's weg. Dink net daaraan. Platgevee. En ewe skielik is daar 'n nuwe altaar. So hulle vra wie dit gedoen. Hulle sê dis Gideon. Hulle kom by Joas se huis bymekaar en sê gee hy mannetjie hierso. Ons gaan vir hom gelyk maak met die grond. En Joas sê vir hulle 'n baie waar ding. Hy kom by die kern van die saak uit. Hy sê vir hulle, julle vat nie aan hom nie.
as Baal dan 'n god is, as Asherah of Astarte dan 'n god is, laat hulle met hom werk. En daar gaan natuurlik niks, as jy die geskiedenis lees van Gideon, daar gebeur absoluut niks met Gideon nie. Inteendeel, hy word 'n fenominale rigter van die Here. Want dit wat deur mense hande gemaak is, ek meen, dit is presies wat 'n afgod is, nee. Dis iets wat jy vir jouself uitgedink het, of geskep het, of 'n verwagting wat jy het in iemand anders. Dit is, nou wil jy 'n ding aanbid wat jy self geskep het, of uitgedink het, of gemaak het. Hoe dwaas is dit? Daar's Joas heeltemal reg. Nou, hoe kom 'n mens los van dit? Wel, ons het al gesien, Gideon het 'n byl gevat, hy het waarskynlik iets soos 'n graaf of 'n pik gevat, en hy het afgebreek, hy het skoon gemaak, en hy het gebou. Hy het 'n nuwe altaar gebou, hy het geslag, hy het geoffer. So, kom ons gaan Nuwe Testament toe. Nou, hierdie ding van afgode, jy weet, is 'n interessante ding as jy die Bybel bestudeer en lees, en hier moet ek nou sê, die ou vertaling dink ek is hier nie reg nie. Hulle praat van haar as Diana, en die woord Diana word nie in die Grieks gebruik nie. Sy is eintlik Artemis, daar staan Artemis in die Grieks. En wat het nou hier gebeur? Wat is nou haar naam? Wel, die afgod van die Grieke was Artemis, en dan het die Romeine wat die Griekse ryk oorgevat het, ook hulle gode sommer oorgevat. So as jy daai ander volk wen, dan vat jy sommer hulle god ook en jy maak hulle deel van jou gode pantheon, want dan het jy nou lekker baie. En die wat lyk of hulle ooreenstem word, dan sommer jou nuwe god. Jy weet. So toe hulle die Grieke oorvat en hulle sien Artemis, toe dink hulle, maar dit lyk baie soos Diana, toe word dit Diana. So Diana is eintlik nuwer. Maar in die Nuwe Testament staan daar Artemis. Maak nie saak wie dit was nie, maar kyk, sy was belangrik in die stad Efese. En wat Demetrius en sy mede-ambagslui gedoen het, is hulle tempeltjies, silwer tempeltjies gemaak en vir 'n fortuin verkoop. En almal wat van die goed gehad het. Want jy vat jou God saam met jou as jy rondry, en jy weet, ek meen, jy pak jou God uit vanaand uit jou klere, jy pak jou klere uit, pak jy jou God ook uit. Gerieflik, né? Kan jou God enige plek vat. As hulle nie wil luister nie, dis 'n ander interessante ding. Dan moet jy sien hoe lê die merke op daai goed wat hulle opgrawe. Dan slaat jy daai God. Want hy het nie geluister wat jy wou gehad het nie. Maar Demetrius sê wel, hier's 'n probleem. Hierdie man Paulus verkondig die evangelie in Efese, en hy praat van die mense van die weg, dit is die Christene. Hy sê, kyk, ek voel dit aan my sak, ek is besig om geld hier te verloor. Ek verloor baie geld. Ek staan met hierdie tempeltjies van Diana in die strate, en waar ek eers baie mense gehad het wat die goed wil hê, wil niemand dit hê nie, want almal is Christene. En op die ander hoek is daar 'n klomp Christene wat besig is om te bid en die evangelie te verkondig van hierdie Jesus. En die mense staan en luister na hulle, en dan sê hulle, my Diana beeldjies is niks werd nie. Die tempeltjies is niks werd nie. Is dit nie met julle ook so nie? En as jy gaan lees, daar was daar naderhand, die hele stad was in oproer. Dit was kwaad hieroor. Net soos by Gideon, onthou jy? Selfde in die Ou Testament. Maar toe daai eerste mense tot bekering gekom het, het een ons teksverse gesien wat het gebeur. Dit gaan, onthou hierdie preek gaan net daaroor. Hoe kom ek weg van my afgod af? Jy gesien wat het daai mense gedoen, wat onder andere betrokke was by toordery. Kyk, 'n boek daai tyd was baie geld, baie werd. En baie van daai mense wat towenaars was, het tot bekering gekom. En hulle bring hulle boeke, maak hulle boeke bymekaar in die straat in Efese. En hulle steek hy goed aan die brand. 50.000 silwermuntstukke. Miljoene rande. Baie mense sal sê, maar julle kon nie goed verkoop het en die geld vir die armes gegee het, man. Julle brand mos nie sulke duur boeke nie. Daai goed is geld werd, baie geld. Help die armes. Kom die Christene dit nie gedoen nie. Die Christene het geweet, jy kan nie daardie gif verder toelaat nie. As hulle daai boeke verkoop, gaan die gif net verder. Jy brand daai gif, jy wis dit uit, jy kap dit af, jy breek dit af, jy raak daarvan ontslae. Jy kry dit uit.
Maar voordat hulle dit gedoen het, staan daar, en baie van die wat gelowig geword het, het gekom en bely en hulle dade bekend gemaak. Voordat hulle gebrand het, het daai mense daar gestaan, en hulle het gesê, ek wil vir julle vertel wat ek gedoen het as 'n towenaar. Ek het al die towerspreuke geken, hier is my boeke. Baie geld werd. Ek het hierdie boeke gebruik om te toer, mense te probeer beïnvloed, dinge te laat gebeur. Ek sê vir julle, dit was verkeerd, dit was 'n mors van tyd, hierdie goed is niks werd nie, ek vat dit en ek gooi dit hier bo op die vuur. As jy nie gaan kom, nou dat jy weet en gehoor het van afgode in jou hart, en jy is nie bereid om permanent ontslae te raak van jou afgode nie, as jy nie bereid is om dit te sê nie, as jy nie bereid is om dit te noem nie, as jy dit nie bereid is om teenoor jouself en teenoor God te erken nie, broer en suster, gaan niks verander nie. Sterkte. By ons huis aan Johannesburg is daar 'n treadmill. Weer daai ding waarop jy hardloop of loop. 'n Trapmeel is dit in Afrikaans, maar ek het geweet, niemand gaan weet wat 'n trapmeel is. Hulle gaan dink se ding vir 'n hamster. Dis 'n oefenloopband. Blykbaar ook, ek het die goed gaan opkyk. 'n Oefenloopband. Nou daai een van my, en ek weet nie hoe werk al die ander nie, myne is 'n oue. Ek weet, op 4 stap ek, 5 stap ek vinnig. As ek hier by 8 kom, weet ek, nou moet ek begin hardloop. Ek sien hy gaan tot by 12. Ek is te bang vir 12. En daar's 'n muur agter my. As jy nie gaan kom, as jy nie gaan bely, as jy nie jou goed gaan bring, as jy dit nie gaan brand nie, as jy dit nie gaan afkap nie, as jy dit nie gaan afbreek nie, die afgod begin jy op 4. Hy sê vir jou, daai leegheid in jou, hy sal dit volmaak, hy jok vir jou. Hy gaan hom nie volmaak nie, jy gaan leeg bly. Jy gaan nooit skoon genoeg wees nie, jy gaan nooit mooi genoeg wees nie, jy gaan nooit vinnig genoeg wees nie, jy gaan nooit ryk genoeg wees nie, jy gaan nooit genoeg sukses behaal nie, jy gaan net nooit genoeg wees nie. Jy gaan nooit vergenoeg kan wees nie. Hy vat jou na 12 toe, hoor, en jy gaan muur toe. Jy gaan op daai trapmeel, op daai treadmill gaan jy bly. En jy gaan die goedkeuring van mense soek, en jy gaan soek, en soek, en soek, en soek, en nooit in hierdie wêreld gaan jy vind nie. Terwyl die Here Jesus daar staan met oop arms, en vir jou sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou vrede en rus gee. Maar jy wil nie, want hierdie spasie binne in jou, dink jy het die antwoorde. Jy weet wat gaan jou gelukkig maak. Jou vrou, jou man, dit of dat wat niet is, of wat jy dink jy nodig het, jy dink dit gaan daai spasie volmaak. Jy is besig met 'n domino spel, nie 'n dobbelspel nie, hoor wat ek gesê het, 'n domino spel. Onthou julle, ek weet nou nie, ek het altyd so gespeel, pak ek daai goedjies so, in 'n ry, en dan pak ek allerlei vormpies, en dan was dit vir my die heel lekkerste, as jy daai eerste enetjie stamp, dan val hulle almal so om, onthou julle dit? Ek weet nie, die kinders ken dalk seker glad nie die goed, nee. Maar as jy die eerste enetjie stamp, dis wat in jou lewe gaan gebeur. Die eerste enetjie gaan val, en almal gaan val. Alles gaan platval. Die Here gaan daai eerste een uithaal, die eerste mens wat vir jou so belangrik is, en dan gaan die res volg. Want jy wil nie hoor nie. Jy wil nie 'n verandering maak in jou lewe nie. Of dit mense is, of dit geld is, of dit status is, of dit beheer is, of dit watter plesier is wat jy dink jy nodig het. Dit is die roete wat jy gaan vat, broer en suster. En ek smeek jy, moet dit nie doen nie. So om te breek met afgode, wees eerlik. Moenie sê dat jou gierigheid is ambisie nie. Moenie sê dat jou vrees vir mense is sensitiwiteit nie. Moenie vir jouself sê dat jou behoefte aan beheer, jy wil altyd alles beheer, is dood eenvoudig goeie organisasie nie. Moenie sê dat jou
obsessie met perfeksionisme is dat jy wil dood eenvoudig skoon wees nie, of jy wil hê jou kar moet skoon wees nie. Sê wat dit is. Dis 'n afgod van perfeksionisme. Weet jy hoe weet jy of jy 'n afgod het? Jy lieg vir daai ding. Jy lieg tot die einde toe vir daai ding. Jy vertel jou weergawe van die waarheid. Jy gaan na mense toe, dan sê jy, kom ek vertel vir jou wat doen hulle aan my. Weet jy wat is jou weergawe van die waarheid? Dis nie die waarheid nie. Dis lieg. En almal weet jy doen dit. En jy lieg vir jou afgod. Jy lieg want jy wil jou afgod in plek hou. Jy wil nie 'n ander lewe hê nie. Jy wil nie jou lewe onder leiding van die Heilige Gees laat verander nie. En dis broer en suster, God gaan dit van jou wegvat. As jy nie bereid is om die stam af te kap, die altaar af te breek en die nuwe altaar van die diens van die drie-enige God daar te bou nie, gaan jy nie 'n mooier en 'n ryker liefde verhouding hê met God nie. Wie jou lewe vernietig. Ek vind dat mense met afgode sê altyd, dis daai een. Dis daai persoon. Dis daai dominee van Vieren. Dis daai kerkraad. Dit is my man. Dit is my vrou. Dit is my kinders. Dis die mense wat my vernietig. Dis my werk, my werkgewer. Dis altyd ander mense. Maar jy sê nie, was 'n towenaar. Ek het die okkulte gedien. Hier is my boeke. Ek raak van hulle ontslaan nie. Ek stop hierdie ding nie. Ek was verkeerd nie. Ek is die probleem nie. Ek met my afgod is die probleem nie. Nee, dis ander. As jy nie daar is nie, broer en suster, bid ek dat die Heilige Gees jou daar sal bring, sodat jy uiteindelik totale en glorieryke vryheid in ons Here Jesus Christus mag ken en beleef, dat jy na hom toe mag kom met sy uitgestrekte oop arms, dat jy werklike vrede en rus in jou lewe sal vind. Ek hoop werklik, dit is vir u beskore. Amen. Kom ons dank saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en aanbid u met ons hele hart. U alleen is die lewende God, die een ware God, wat koning op die troon van ons lewens behoort te wees. Ons aanbid u vir u onwankelbare trou, en ook vir u jaloerse liefde wat weier dat ons onsself verkoop aan die afgode. Here, deursoek die donker skuilhoeke van ons harte en dryf die afgode uit na buite. Vader, ons dankie vir die snydende en genesende krag van u woord wat ons vandag gehoor het. Dankie dat die Heilige Gees ons nie in ons selfvoldane rustigheid gelos het nie, maar ons oop oë gegee het sodat ons die geheime afgode kan raak sien. Ons dankie dat u die mure afbreek wat ons tussen u en ons gebou het. Dankie, Here, vir u voltooide werk aan die kruis. U het die volle prys betaal, sodat ons nie meer slawe van hierdie koue en tirannieke afgode hoef te wees nie. Dankie dat u vir ons die lewe van ware rus en genade verdien het en vir ons skenk. Heilige Gees, ons aanbid u as ons Here. Ons bid ook dat u Heilige Gees in ons harte en in ons lewe sal werk. Skenk ons die krag en moed om in hierdie week opnuut erns te maak met die afbreek en die afkap van dit wat afgode in ons lewe is. Aan u, ons hemelse Vader, wat ons vashou, en aan u, die Seun wat ons verlos, ook deur die werking van u Heilige Gees, bring ons al die eer en heerlikheid. Amen. Daar is geleentheid, broer en suster, vir die diens van barmhartigheid.
Broer en suster, daar is 'n baie treffende ooreenkoms tussen Psalm 115 en 135, veral as dit kom by die afgode. Ons sing saam vers 9, 10 en vers 11 van Psalm 135. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.